Welkom by ons tweede episode oor ons huis, die huis vir volwasse gestremde mense, wat deel is van ons gemeenskap. Ek sit hier saam met Christy, ons bestuurder. Sy help ons om hierdie stories te verwoord en vas te vang. So dankie dat jy luister en deel is. Maar vandag van ons gesels, Christy, baie welkom. Ekskuus, mees sê welkom. Ek het al 'n agenda in my kop. Vandag van ons gesels oor die vreemdheid van die volwasse gestremdes. Nou, dis nie noodwendig vir hulle vreemd nie, maar dit is vir die gemeenskap en vir my baie keer vreemd. Nou, as ons Pick n Pay toe gaan, en dan weet ons nie altyd hoe om volwasse mense te hanteer nie. Omdat hulle anders is, ons weet nie wat verstaan hulle nie, dit is maar vreemd. Nou, ek weet, een keer 'n week kry hulle sakgeld. Dis op 'n Vrydag nou. Een keer 'n maand. Een keer 'n maand, een keer 'n week, een keer 'n maand. Dis hulle loon aan die einde van die maand. Want hulle werk mos by salaris. Muur nie, soos jy laas keer vertel het in die eerste episode. Yes, so hulle kry dan 'n salaris een keer 'n maand en dan met daai salaris stap hulle Pick n Pay toe. Ja. Dan kan hulle vir hulle ietsie gaan koop as hulle wil. En dan stap hulle almal saam as 'n groep, is ook deel van die oefening soos jy nou laas van vertel het. En dan gaan koop hulle iets, maar met hulle beweging in die gemeenskap, dan loop ons die mense ook raak by Pick n Pay of in die straat. En wat is jou ervaring? Hoe dink jy reageer? Wat sien jy is die mees normaalste reaksie van die publiek of mense wat hulle raakloop? Goeiemôre en dankie. Die meeste mense is ongemaklik met die gestremdes, bloot omdat dit nie in hulle verwysingsraamwerk is nie. Maar eintlik is hulle mense soos al die res van ons. Hulle wil ook net aanvaar word, hulle wil raak gesien word, hulle gee baie meer liefde as enige iemand anders eintlik. Ja, van hulle gedrag is soms 'n bietjie vreemd of 'n bietjie anders, maar net so ken ek baie eksentrieke mense wat meer vreemd is as 'n paar van ons gestremdes. Dis waar. So ja, ons het al een van ons gestremdes gehad wat einste in Pick n Pay met hulle uitstappie. Voor 'n dame gaan staan het en vir gesê het, en hoekom is jy so dik? Dit was nie noodwendig goed aanvaar nie. Hy het net gevra wat eers in sy gedagte opgekom het. Maar eintlik kan hulle regtig net aanvaar word soos wat jy jou buurman aanvaar, wat dalk 'n bietjie vreemd of anders is. Of die mense wat jy teekom by die skoolsport, hulle is regtig eintlik doodgewone mense. Hulle is baie eerlik, hulle is baie opreg. Hulle is baie aanvaardend. Hulle aanvaar jou, maak nie saak hoe jy lyk, wie jy is. Hulle gee nie om hoeveel grade jy het nie, dit beïndruk hulle nie. Hulle is eintlik baie nederig en dis met baie min tevrede. Ek wil amper sê back to basics. Is die gedagte wat eers by my opkom as 'n mens dink aan wat is hulle behoefte. Ek is nou skieurig, nou is dit terugkom met die vreemde gedrag wat ons baie keer optel. Hoe het hierdie persoon toe gereageer na die opmerking? Sê dit was nie goed aanvaar nie, maar wat gebeur? Kan iemand op oogopslag sien, maar ek praat met 'n volwasse gestremde persoon, of dink jy kom dit nie dadelik agter eers nie? Sommige gestremdes kan 'n mens dadelik sien. Iemand wat byvoorbeeld serebraal gestremd is, kan jy gewoonlik eienskappe sien. Of iemand met Down-sindroom kan jy eienskappe sien. Maar baie van hulle kan jy glad nie sien nie. En jy is baie keer vir 'n rukkie in 'n gesprek met hulle voordat jy eers agterkom. Van ons gestremdes kan in Afrikaans en Engels lees en skryf. Ja. So jy kom nie dadelik agter dat daar 'n bietjie uitdagings is nie. Nou hierdie persoon met die insident kan jy glad nie op face value sien dat hy gestremd is nie. So dit was glad nie goed aanvaar gewees nie, wat 'n mens kan verstaan. Dit was nou nie 'n baie sagte aanmerking wat hy gemaak het nie. Maar ja, ek dink die mense in die buurt baie is al gewoond aan ons huisdeelnemers wat stap in die strate of in Pick n Pay is. Maar hulle behoefte is eintlik maar net dat jy hulle sal aanvaar, vir hulle sal lief wees en dat jy nie sal oordeel nie. Baie mense is van die uitgangspunt, dankie tog, hierdie is nie deel van my wêreld nie, so laat ek net wegkyk en wegstap. Maar wat mense nie besef nie, is dat 'n hele aantal van ons gestremdes was nie gestremd gebore nie. Ja, Dit was ja. as gevolg van 'n beroerte, as gevolg van 'n motorongeluk. Daar was een wat in 'n tref en trap, hy was 'n voetganger en hy was in 'n tref en trap en hy was vir maande in 'n koma. Het weer moes leer asemhaal, leer praat, leer loop, leer alles. So, om te sê hierdie is nie deel van my wêreld nie, dit kan net dalk môre deel van jou wêreld word, want dit kan jou kind wees, of jou ma, of jouself,
wat in hierdie wêreld eindig. En maak jouself gemaklik en bekend met die wêreld van die gestremdes, want hulle is 'n deel van die samelewing, net soos ou mense, net soos kleuters en babas wat die kerk kan ontwrig. Ja. Is hulle deel van die samelewing. Ja, dit is doodnormaal. Ja. Die mense deel te van die samelewing. Jy vertel nou van die wyse waarvan die mense gestremd geraak is en die persepsie baie keer daar buite is, jy is so gebore. Maar as jy sê daar het goed gebeur, van beroertes, van ongelukke. Dis maar altyd interessant geweest, daar was 'n deelnemer geweest by ons huis, hy was al maar op skool geweest, hy is 'n jaar ouer as ek. Nou, ons hoërskool was groot geweest, so ek het nie altyd so baie van die ouderdomsgroep ouers ek geken nie, maar die jong man, of die man, ek sê my so jonk nie, onthou my toe. En bedoel, hy's volwasse gestremd, daar was 'n ongeluk geweest, maar hy onthou my. Bedoel, sy lewe, alles wat ek kan onthou is vir hom dood normaal. En is so iemand byvoorbeeld bewus van sy uitdagings wat hy nou het nadat sy brein op so 'n wyse seer gekry het? Ja, die wat natuurlik wissel dit van individu tot individu. Ons het wat glad nie 'n korttermyn geheue het nie. Ja. Studeerbaar, ons een dame, sy's pragtig, ek noem haar my appelkind, want sy's altyd vrolik, altyd vriendelik, altyd opgewek. Maar sy sal werk toe kom en haar rugsakkie in haar lakker bære en na 10 minute sal sy vir jou sê, het ek vandag 'n rugsak gebring. Dan kan sy dit nie onthou nie, sy het nie 'n korttermyn geheue nie. So almal van hulle verskil, maar baie van die wat later gestremd geraak het, onthou, daar is flashbacks van hulle, kom ons noem dit vorige lewe, voordat hulle gestremd geraak het. En dis by van hulle, weer eens, elkeen verskil. By van hulle is dit baie hartseer, want hulle onthou daai vorige lewe, voordat hulle gestremd geraak het. En dit is vir hulle swaar om te sê, hoekom kan ek nie 'n kar hê nie? Hoekom kan ek nie 'n huis hê nie? Hoekom kan ek nie 'n vrou hê nie? En daai spesifieke deelnemer het ook in 'n tyd deurgegaan waar hy baie rebels was daaroor. Wat 'n mens heeltemal kan verstaan, dit moet baie swaar wees om daai vorige lewe te onthou. En nou is jy heeltemal in 'n ander situasie en jy weet wat se beperkings jy nou het. En dit maak dit vir hulle baie moeilik. Ja. Ek kan nogal dink as jy jou lewe so tans is iets kan nou van 'n vorige ene, maar eintlik is dit maar net 'n deel van jou lewe, 'n lewensreis. Kyk maar, dit goed gebeur nie met mense wat was gestremd is nie. Mense kry kanker. Ja. Dit gebeur, mense verloor 'n kind aan die dood. Mense skei. Ja. Ek bedoel, dit is alles forme van verliese wat almal in die gemeenskap maar moet verwerk en deurwerk en so en kry en ons leer iets van hierdie mense se eie reis ook met hulle eie verlies as dit so 'n geval was nie noodwendig so gebore is nie. Hoe het jy al gesien hoe mense se lewens verryk is wanneer hulle deel word van hierdie ons huis en hierdie mense se eie worsteling met hulle eie verlies leer ken en sien hoe hulle dit hanteer? Jy vrywilligers wat dalk so 'n pad al geloop het, wat 'n stuk genesing dalk ervaar het in die proses? Ek kan beslis sê dat al die vrywilligers wat by ons betrokke geraak het net gewen daardeur. En hulle sal vir jou sê ook dat hierdie is 'n gelukkige plek. En hier word ek aanvaar. Ons het in die eerste opname gepraat oor vrywilligers met verskillende agtergronde. En ek wil daar spesifiek noem, ons het 'n dame wat in die kinderhuis groot geword het. En sy het haarself kom aanmeld as 'n vrywilliger. En sy het daarna gesê, sy kom net eenmal 'n week, want sy het ander verpligtinge in haar man en sy familieverband. Maar sy het al gesê, sy was al 'n betalende werk aangebied. Maar sy het verkies om net 'n vrywilliger by ons huis te wees, want dit is so vervullend. En dit berg soveel waarde by aan haar lewe, dat sy net daar wil bly. So die vrywilligers, hierdie plek klim onder jou vel in, hierdie kinders klim onder jou vel in, en hulle beteken vir jou ongelooflik baie. Hulle leer jou wat is eintlik belangrik in die lewe. Dit is waar, jy het nou woorde gebruik, back to basics, of die basics, nou. En dis waarvan, nie net van die mense wat volwasse gestremd is nie, maar dit is ook waarvan almal wat deelneem en vrywillig deelneem aan die projek, is daai behoefte van
ek wil net geliefd wees of aanvaar word. Ja, absoluut. En dit is 'n plek waar mense wat vreemd is, mense wat as gevolg van hulle verstandelike vermoëns gestremd is, vreemd is vir die samelewing, maar soos daar mense soos ek en jy wat ook maar vreemd is, en sy eie vreemdheid het, nou, wat 'n plek vind by tussen hierdie mense en by hierdie mense. Nou, Ek sê altyd vir ons gestremdes, jy's nou dalk verstandelik gestremd. Maar ieder mens daar buite is op een of ander manier gestremd. Die een dra 'n bril, Ja. die ander een bewe, die ander een is kort van die meer. En die een wat kort van die meer is baie slegter daaraan af as jy wat verstandelik gestremd is. Want daai ou gaan betrokke raak in road rage. Daai ou gaan by 'n restaurant moeilikheid soek met iemand. En daai ou is eintlik baie slegter af in die lewe as wat jy is wat verstandelik gestremd is. So elke ou het sy eie gestremdheid, ja. maar ons is net 'n groepie bymekaar wat verstandelik gestremd is. Ja, nee, dit is inderdaad so. Jy het gesê mense leer om hierdie vreemdheid van die volwasse gestremdes te hanteer, nie deur hulle wêreld te leer ken. Hoe kan mense hierdie mense wat volwasse gestremd is, eintlik maar leer ken op 'n veilige manier, of wat jy dink mense kan instap en sê, "Wow, okay, goed, hier is ek nou en ek wil graag 'n bietjie oor my eie issues kom om hierdie mense nou te leer ken." Hoe benader 'n mens so iets as iemand in die publiek wat hierna luister en weet, maar ek wil graag hierdie uitdaging ervaar? Mense kan ons enige tyd kontak. Natuurlik is ons soms op 'n uitstappie. Ons het laasweek sommer 2 uitstappies gehad. Ons het gaan fliek en al sulke goeie. So dis altyd beter om maar te kontak en 'n afspraak te maak. Jy kan op soveel maniere betrokke raak. Bring vir ons jou tweedehandse klere. Ons het nou weer 'n rommelverkoping vir fondse. Bring vir ons jou ongebruikte linne of kombuisware en ons verkoop dit vir 'n inkomste. Maar ook om net hier by die kerk, wanneer ons gestremdes kerk toe kom, of in Pick n Pay, of langs die pad wanneer ons gaan stap. Kyk in hulle oë en groet hulle, net soos wat jy 'n ander drawer of 'n ander persoon sou hanteer het, kan jy hulle ook hanteer. En hulle gaan almal vir jou baie vriendelik teruggroet. En hulle gaan dit so waardeer dat jy net hulle mens wees, erken en hulle groet. Dis eintlik so basiese ding om iemand net te groet. En knoop 'n geselsie aan as jy wil. En vra, hoe gaan dit? Is die mense bewus daarvan dat mense, of is hulle selfbewus as wanneer hulle wil Pick n Pay toe stap en Pick n Pay is, oor hoe mense na hulle kyk of hanteer, of plaat hulle glad nie? Hulle is absoluut bewus van hoe ander mense hulle hanteer. Ek wil vir jou vertel van 'n nare insident. 2 van ons gestremde mans het een keer gaan fliek op 'n Saterdag en hulle ma's het by die koffiewinkel koffie gedrink, want hulle kan nou nie heeltemal onafhanklik wees nie, maar hulle kon alleen in die fliek gaan sit. En toe hulle uitkom, toe het daar tienerseuns gestaan en vir mekaar gesê, "Look, there are these freaks of nature." En dit het vir maande by hulle gespook. Hulle het presies geweet wat dit beteken. En ek wil amper sê die energie wat saam met daai woorde gekom het, was hartverskeurend. En dit het vir hulle vir maande lank gepla, maar ons kon ook die les vir hulle leer, want wie is nou eintlik die een met 'n probleem? Julle wat verstandelik gestremd is, of daai tienerseuns wat so aanmerking maak? Ons besef dis tieners, hulle is nog nie volwassenes nie en hulle het nie die volle kapasiteit nie, maar ek dink hulle het geweet wat hulle doen en wat hulle sê. En wie is eintlik die verloorders hier? So hulle weet presies wat ander. En dit gaan ook nie net oor woorde nie, die manier wat mense vir hulle kyk. Sê baie. Wat dink jy is maak dit die moeilikste van jou werk of die vrywilligers se werk om saam met hierdie volwasse gestremdes te lewe en hulle te begelei en hulle te dien? Wat is van die grootste uitdagings wat jy beleef? Ek dink dit is nog 'n groot uitdaging om tipies soos hierdie insident dan vir hulle te moet leer, weet jy dat daai tienerseuns van die aanmerking gemaak het 'n baie groter probleem of 'n drawback in life as wat julle het. En ek meen
enige een van ons sou seer gemaak gevoel gewees het deur so 'n aanmerking en dan vir hulle te begelei na aanvaarding toe. Want hulle was eintlik nooit geaffekteer deur die feit dat hulle verstandelik gestremd is nie. Ja, tot 'n mate, hoekom kan ek nie trou nie, hoekom kan ek nie 'n kar en 'n huis hê nie, maar hulle het besef wat hulle alles wel het. Maar sulke aanmerkings vat baie lank om dan vir hulle mee deur te trap. En ook waar ouers ongelukkig vreeslik baie huwelike van waar daar gestremde kind ter sprake is, hou die huwelike nie. Of daar is alkoholmisbruik net om te ontsnap van die werklikheid van ek het 'n gestremde kind. So daar's baie sulke uitdagings wat dan uitkring en dit vir die gestremde moeilik maak. En dan spoel dit oor na om dit vir die personeel moeilik te maak want ons moet al daai situasies met hulle deurtrap en met hulle hanteer. En dit is maar 'n uitdagende werk. Dis 'n fantastiese werk. Ons is baie gelukkig om in die omgewing te werk waar ons is. Ek dink die eerlikheid, die opregtheid waarmee ons te doen het elke dag, kry jy nie in enige ander werkplek nie. Beslis nie in die korporatiewe wêreld nie. Maar dit kom ook met baie uitdagings as 'n gestremde se ma hom nie meer herken nie, want sy het Alzheimer's. En nou moet jy hierdie pad saam met hom stap en weet sy mag gaan sterf. Maar hoe hartseer is dit as hy vir ons kom sê, my ma ken my nie. As ek vir hallo sê, weet sy nie wie ek is nie. So ons het al daai uitdagings om deur te trap en natuurlik sit dit ekstra druk op die personeel, want ons het ook nie al die antwoorde nie. Ons probeer ons bes. Dit is inderdaad so. Nou ons is in die ring van die 3 gemeentes wat die projek dop eintlik maar net onderhou. Die bewus van die deelnemers wie se ouers wat finansiëel vir hulle sorg, ouer word. Ja. En dan ook afsterwe. En nadat hulle afgesterf het, word die trust of wat ook al hulle finansiële ondersteuning uitkry, word al hoe kleiner en verdwyn. En dan is dit klomp vrywilligers uit die kerke, maar uit die groter kerk, wat betrokke raak om op 'n manier te probeer help om hierdie mense 'n tuiste te gee. En hulle neem half amper daai rol oor. Dit is 'n moeilike ding wat ek sien nogal voor lê, soos hierdie mense ouer word en hulle ondersteuningsbasis eintlik ook as gevolg van hulle eie ouderdom verdwyn. In terme van finansiële ondersteuning en ouers by die huis en so. Hoe dink jy moet ons daaroor dink in die nabye toekoms? Hoe kan mens vir hierdie mense sorg en vir hulle nog steeds hierdie tuiste skep waar hulle veilig is en hierdie mense self gaan ouer word. So hoe werk ons? Hoe dink ons? Dis nou die moeilike vraag. Dis die uitdagende goed. Ons huis is geregistreer as 'n geen winsbejag, 'n non-profit organisation en ons is ook geregistreer as 'n public benefit organisation. So enige donasie wat jy maak aan ons huis, kry jy artikel 18A kwitansie voor en jy kan dit van jou belasting aftrek tot op 'n sekere bedrag, maar dis 'n baie hoë bedrag. Ja. Soos ek net nou gesê het, daar is vele van ons deelnemers wat nie ouers het nie. En dan is daar bitter hartseer omstandighede. Een van ons deelnemers, sy het ons toe gekom op die ouderdom van 17. As kleindogtertjie het haar ma haar vir prostitusie gebruik. En haar ma het haar toe in 'n plakkerskamp gelos. En die plakkerskamp het haar in 'n kinderhuis gesit. Haar ma het haar vir prostitusie gebruik tot op die ouderdom van 12. En toe is sy van daar af na die kinderhuis en op 17 het sy na ons huis toe gekom. En sy is nou 36. So sy is langer in ons huis as wat sy nie in ons huis was nie. Maar daar is geen fondse nie, sy kry haar SASSA geld. Maar dis niks. Dis niks, want ook is hulle medikasie ongelooflik duur. Baie van hulle is, hierdie spesifieke meisie is op 7 soorte medikasie, wat elke maand gekoop moet word. Maar daar is 1 of 2 persone, een is in ons gemeente, wat ek wil sê baie gereeld vir ons 'n donasie gee. En ons gebruik dit of vir ons spaarrekening om kos te koop, of een van ons gestremdes se apteekrekening om hulle medisyne te koop. Een van ons ander gestremdes het ook net 'n ma en absoluut geen familie
in Suid-Afrika of in die wêreld anders as sy ma nie. Hy het jare terug 'n oupa gehad en dit is al. Pa het selfmoord gepleeg. So daar's baie uitdagings. Sy ma is ongelooflik lief vir hom. Maar daar is ongelukkig nie geld nie. Baie, soos ek gesê het, die pa is ongelukkig of hulle loop, omdat hulle nie die situasie kan hanteer nie, ook nie die pa's nie, maar meestal 99% van die tyd, of alkoholmisbruik is daar. Maar ons is altyd afhanklik van mense wat vir ons bydraes gee, of bereid is om 'n bedrag te gee vir 'n kind se apteekrekening, of 'n kind se rekening by ons. Want ons het 10 salarisse om te betaal. En ons het al die normale uitgawes, rekeninge, internet, alles wat saam met dit gaan. En dan is dit ouer geboue, ons instandhouding is geweldig duur, soos by enige huishouding, breek jy hekmotors en al sulke goeders. So ons is geweldig afhanklik van die samelewing om by ons betrokke te raak, maar jy het die voordeel dat jy dit wat jy skenk van jou belasting kan aftrek. Ja, so op so 'n manier kan 'n mens mense vir langer help om deel te wees en veilige plek te hê waar hulle betekenis vind. Nou Christie, jy het nou in die vorige episode vir ons gesê waar jy kan kontak. Jy het gesê dit is onshhuistrust@gmail.com, kan jy e-pos of die kontak by die telefoonnommer van 0123456130 in die oggende asseblief. Ja, in die oggende, ja. Dankie dat jy geluister het. En die volgende episode wil ek graag hê moet ons 'n bietjie saamgesels oor geloof en betekenis. Hoe raak ons huismense op 'n diep geloofsverstaan aan? En ek wil net 'n bietjie saam met my dink in die volgende episode. Luister saam, Christie gaan saam met my dink oor die lewensvrae, diep lewensvrae wat mense vra oor verliese, in hierdie geval ook gestremdhede. Dankie dat jy saam geluister het.